Ons is besig om te recap oor genade en die uitnodigings in hierdie jaar, maar hoe meer ek delf in die woord, hoe meer besef ek, daar is soveel fasette, wat ons nog nie eens aangeraak het nie. We haven't even scratched the surface, soos wat hulle die spreekwoord sê. En in hierdie week verlede week het ons u uitgenooi om saam te vas vir 5 dae van 6 tot 6 en ek wil nou nie vir jou sê dankie omdat jy gevas het nie, maar ek is dankbaar dat jy die aangesig van die Here gesoek het. En elkeen het gegaan na die Here toe met sy eie bepaalde behoeftes en versoeke en begeertes en wat ook al. En in die week toe ek ook bid en ek het so lang lys van my eie en van almal se goed en toe ek nou hieroor bid en oor my eie goed en jy weet ons gaan mos eintlik ons weet al wat die antwoord is wat ons wil hê. Nee? Jy gaan na die Here toe om hom te vra, maar jy gaan al klaar met jou antwoord. Jy wil net hê die Here moet net sy stamp of approval op jou antwoord sit en vir jou gee soos wat jy dink dit moet wees. Maar die Here het sy eie unieke manier en ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor praat en ek vertrou dit sal ook iets vir ons oopmaak van God se groot genade ook rondom dit. So verlede Sondag en as jy nou na die afgelope paar weke kyk vandat ons begin het met die recap, het ons eintlik vir onsself keer op keer gesê ons kan niks vir onsself doen nie. Ons het nie die vermoë nie. God het die wet daar gegee, sodat mense eintlik kan sien, we can't make it. Die Here het sekere offers ingestel en, maar selfs daai offers het uiteindelik net so 'n bietjie toegemaak, totdat die volmaakte offer gekom het. En verlede week het ons gepraat oor Jesus se menslikheid, en dat hy as mens deur al die versoekings gegaan het, waardeur ons ook gaan, maar sonder om toe te gee aan daai versoekings. Hy het oorwinning behaal. Die skrif sê hy was sonder sonde. Nie omdat hy nie die geleentheid gehad het om sonde te doen nie, hy kon. Want hy was 'n mens, hy het 'n vrye wil, soos wat ek en jy ook het. Maar ons het iets geleer, wanneer die Hebreërskrywer praat oor daai troon van genade waarna toe ek en jy met vrymoedigheid kan gaan. En daai troon van genade is nog steeds daar. En ek glo met my hele hart dat Jesus die kere wanneer hy eenkant gegaan het om die Vader se wil te soek en met die Vader te praat, het hy ook na daai troon van genade toe gegaan, want hy het geweet, ek kan nie in my eie menslikheid hierdie goed doen nie. Ek het die genade van God nodig. Ek het sy vermoë, his ability. I need that. En ek en jy word uitgenooi om ook hierdie oorwinning te ervaar en te beleef in ons eie lewens en ons kan dit doen deur ook na daai genade troon toe te gaan. Maar die Hebreërskrywer sê ook, die wonderlike ding is, ek en jy het 'n hoëpriester. Ek voel so ver van julle af vanmôre. Ons het hierdie wonderlike hoëpriester en hy het met ons swakhede medelee. Hoekom? Because he's been here. He knows. En weet jy wat? Nou sê die skrif, hy staan aan die regterhand van die Vader. En wat doen hy? Hy tree vir ons in. Is jy nie dankbaar dat Jesus Christus daar is en sê, Vader, ek weet hoe voel dit. Ek weet. En hy noem jou naam. En hy noem my naam daar. Nou geliefdes, Paulus help ons, en Paulus gaan ons vanmôre baie help. Maar daar's iets wat Paulus ons mee help om te verstaan, dat ek en jy nie in ons eie vermoë, nie in ons eie krag, deur ons eie werke, of deur die wet,
die oorwinning kan kry nie. En ons maak die fout, ons probeer hierdie oorwinning behaal op die verkeerde manier. En Paulus sê, daar in 2 Korintiërs 10 vers 3, hy sê, want alhoewel ons na die vlees wandel, onthou julle, ons het daaroor gepraat, dis ons menslike vermoë. Die vlees is baie goed. Die vlees is ook die goed wat my vlees wil doen, my begeertes, daai sonde en hy noem 'n lang lys daar in 2 Korintiërs wat ek nou vanmôre by wil stil staan nie. Hy sê, maar alhoewel ons in die vlees wandel, my vermoëns en voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nie deur ons eie vermoë nie. Ons kan nie hierdie stryd voer in ons eie krag, in ons eie vermoë, in ons eie ability. Jy het al probeer, né? Ek wil nou nie terwyl ons nou vanmôre weer praat oor ek dink net bietjie as jy besluit het laasweek om te vas en jy het besluit om kos te vas in daai tyd. Is jy agtergekom hoe grom jou maag? Né? Jy word honger en jy word lus en jy word lus vir goed wat jy nooit eens honger voor word nie. Maar ek was nog nooit so honger vir spinasie nie. Luister wat sê hy. Voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Die English Standard Version sê, we are not waging war against the flesh. Of die King James Version sê, after the flesh. We're not waging the war. En hierdie is 'n belangrike waarheid wat ek en jy moet snap, want dikwels maak ons die fout dat ons probeer 'n oorwinning behaal, 'n geestelike oorwinning op 'n vleeslike manier met ons eie vermoë, ons eie krag, ons eie werke. Ons probeer wêreldse metodes gebruik om 'n geestelike oorwinning te kry en dit werk nie. Paulus sê nee, daar is ander wapens. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Hy sê daar's wapens van ons stryd wat nie vleeslik is nie. En vanmôre wil ek oor een van hierdie wapens praat. Daar's baie wapens. Daar's die wapenrusting. Ek gaan nou nie daarin nie. Hy sê maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar wat is dit? Dis kragtig deur God. Om wat te doen? Hy sê om vestings neer te werp. Nou hierdie is nou geestelike goed, nê. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So ek en jy kan nie die wapens van ons vlees gebruik nie. Ons kan nie ons eie vermoë gebruik om die oorwinning te kry nie. Ons het nodig om hierdie wapens te gebruik wat nie vleeslik is nie. Maar want hierdie wapens is in staat om vir ons oorwinnings te gee. Sê hierso vanmôre, hoor jy vanmôre die woord, die prentjie gaan nou mooi in mekaar pas. Geliefde, ons oorwinning lê nie in ons eie vlees, in ons eie vermoë, ons krag of ons efforts of die probeer van die onderhouding van die wet nie. Dit lê in God se genade, God se vermoë, God's ability. En dis in die lig hiervan dat Paulus homself baie uitspreek wanneer hy aan die Galasiërs skryf in Galasiërs 2 vers 21. Hy sê ek verwerp nie die genade van God nie. So. Ek verwerp dit nie. Hy sê, want as daar geregtigheid deur die wet is, of kom ons praat sommer dan van die vlees of my eie vermoë, my eie krag, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So wanneer ek in my eie vlees en my eie krag en my eie vermoë die oorwinning probeer, dan is ek eintlik besig om die genade van God te verwerp. Ek het bietjie gaan kyk na daai verwerp en een van die betekenis van hierdie Griekse woord beteken onder andere to neutralize. En ek weet nie hoekom dit in my gedagtes opgekom nie en dit is seker nou heeltemal om van pas. Nou moet ek dit seker sê, ek probeer dit nog, toe dink ek, my ma se generasie het hulle eie hare gekleer, maar dan was haar neutralizer. Kan julle onthou? Is julle so oud? As jy geperm het, dan moet jy neutralizer opsit. Toe dink ek, wat doen dit nou? Unperm met die perm. Hoekom het dit nou gister by my opgekom toe ek hier nou neutral,
Is dit so? Moet dit aanperm die perm of moet dit maak dat die kruisies nie meer is nie? Ek weet nie, maar luister, we can neutralize the grace. Nou is almal by 'n perm. Ag, die Die Mikkie is by my kom kuier wanneer ek aan 'n preek werk, daar kom vreemde idees en gedagtes by 'n mens op, jy weet. Luister, maar dit is so in die Amplified, waar hierdie woorde van Paulus so mooi is. Hy sê, therefore I do not treat God's gracious gift as something of minor importance and defeat its very purpose. I do not set aside or invalidate and frustrate and nullify the grace, unmerited favor of God. Ja, kan jy dink dat ek en jy die genade van God kan neutralize? We can nullify it. I say, for if justification, righteousness, acquittal from guilt comes through observing the ritual of the law, then Christ the Messiah died groundlessly and to no purpose in vain. His death was then totally oorbodig. Dis die Afrikaanse woord van daai groot Engelse woord. Dan was dit oorbodig. Dan was dit onnodig as ek en jy traai om dit alleen te doen, terwyl die genade van God daar is. Geliefdes, terwyl die genade van God vir elke gelowige beskikbaar is, bestaan die moontlikheid dat ek en jy hierdie genade van God kan neutraliseer. We can make it undone. We can make it undone. En ek doen dit as ek op my eie vermoë staat maak, dan neutraliseer ek dit. En daarom kom Paulus, en jy moet dit gaan lees, ek het nie tyd vanmôre nie, wanneer hy aan die Galasiërs skryf, dan sê hy vir hulle, luister ouens, pas op. Hierdie Galasiërs aan wie Paulus skryf, hulle het Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, hulle het hierdie genade aanvaar, en toe kom iemand en sê vir hulle, maar weet jy wat, jong, julle moet net bietjie die wet bysit. Julle moet net bietjie die wet ook onderhou. Hulle het so ver gegaan, hulle het gesê, weet jy wat, en as julle nou eintlik dit goed wil doen, dan moet julle net weer laat besny. Then you nullify grace. Jy neutraliseer dit. En Paulus sê aan hierdie gelowiges in Galasiërs, hy sê, luister, staan vas. Kyk dan Galasiërs 5 vers 1. Hy sê, staan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het. Hallo? Want as ons dit nie doen nie, dan bring ons onsself weer onder 'n juk van diensbaarheid. Waaraan? Diensbaar onder die wet. Ja, Jesus nooi ons uit om sy juk te kom neem, maar hy sê, my juk is lig. My las is sag. Hy sê, maar as ek en jy besluit om in ons eie vermoë die oorwinning te behaal, hy sê, dan begin ons onsself te juk met diensbaarheid, want dan moet ek nou, dan moet ek nou al die wette onderhou, en hy sê, nee, staan vas in ons vryheid. En luister na die streng waarskuwing in vers 4 van Galasiërs 5. Hy sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Can you believe it, dat iemand sal kies om hulle self los te maak van Christus? En dan het julle van die genade verval. Die message sê, you are cut off from Christ, you fall out of grace.
Nou geliefdes, ek val liewers uit 'n bus uit voordat ek uit genade uitval. Ek val liewerste uit 'n bus uit voordat ek uit genade uit verval. Hoef ek jou vanmôre daarvan te oortuig? Nee. Hoekom sal ek genade wil neutraliseer? Hoekom wil ek my weer juk onder 'n juk van diensbaarheid van die wet sit? Hoekom? Hoekom sal iemand nou ooit die genade God se vermoë, sy krag en sy sterkte, hoekom sal ek wil uitval van dit uit? Om op myself staat te maak. My eie vlees, my eie vermoë, my eie krag. Het was taaf genoeg om vir 5 dae nee te sê vir kos tussen 6 en 6. Wil ek my nou self onderwerp aan die wet en al sy dinge? Nee. Hoekom? Iemand het tereg dit so uitgedruk, hy sê, righteousness by own performance. Ek het sommer daar langs aan geskryf op my notas, that's disastrous. That's disastrous. Geliefdes, jou en my geregtigheid, our righteousness, lê nie in onsself opgesluit nie. Dit lê in Christus. Gaan kyk bietjie wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30. Dis nie op jou blaadjie nie. Ons is in hom, hy is ons geregtigheid. Ons staan volmaak in hom, want hy is die volmaakte offer. Hy het die prys betaal. So die enigste manier wat ek en jy ooit kan wees, wie God ons gemaak het om te wees, die prentjie wat God van ons lewens sien om te wees, is deur die krag van Christus in my, en dit is genade. Dit is genade. En dis daarom dat Paulus, wanneer hy aan die Efesiërs skryf, in Efesiërs 6 vers 10, hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis nie in ons eie vermoë nie. Dis nie in ons eie vermoë nie. Ons natuurlike krag en vermoë is nutteloos in hierdie geestelike stryd. Dis nie in ons eie krag nie. Nou, dis Paulus wat oor al hierdie goed praat. En Paulus praat nie oor hierdie goed as iemand net wat menslike kennis het nie. Hy praat oor hierdie goed omdat hy eerstehandse ervaring en ondervinding het. En ek wil graag vir 'n paar oomblikke saam met jou net stil staan. Waar Paulus eintlik al hierdie goed wat ons nou al van gelees het, waar hy dit eintlik prakties ervaar en beleef in sy lewe. Nou, in 2 Korintiërs 12 kom praat Paulus oor sy eie stryd. Nou Paulus het baie stryd gehad. Jy weet, as jy daai hele gedeelte lees waar Paulus sê, ek het skipbreek gely, ek het honger gely, ek was vir dood gelos, ek was gestenig, ek was geslaan, ek was in die tronk gegooi. Maar hier in 2 Korintiërs 12 is daar 'n ander stryd waarmee hy ingewikkeld is. En dan begin hy daar in 2 Korintiërs 12 vers 5 en dis nou net ter wille van tyd, maar gaan lees dit. Hy sê, oor myself sal ek nie roem nie. Hy sê, behalwe in my swakhede. Begin jy nou bietjie die vorige versies verstaan? Nie my eie krag nie, nie my eie vermoë nie deur my vlees nie. Ons oorwin nie deur ons eie vlees nie, ons oorwin deur die wapens wat nie van vlees is nie, wat kragtig is. Nou kom Paulus hier in 2 Korintiërs, wanneer hy in te midde van hierdie stryd is, nou sê hy, ek gaan nie myself roem nie. En as daar iemand is wat kon roem, dan was dit Paulus. Want Paulus
het die wet geken, hy het die wet onderhou, hy was 'n kampvegter vir die wet, hy het mense in die tronk gegooi, hy het hulle vervolg. Nou kom Paulus, hy sê, maar ek gaan nie roem in myself nie, behalwe in my swakhede. OK, sê nog hier? En dan begin Paulus nou sy journey vertel. Sy storie. Hy sê, daar was 'n doring in my vlees gegee. 2 Korintiërs 12 vers 5 sê, 12 vers 7 sê, daar in die Afrikaanse nuwe vertaling, daar gebruik ek toe weer daai lelike geel. Hy sê, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Hy sê, daar was 'n doring in my vlees gegee. Hy sê, dis 'n boodskapper van Satan wat my met die vuiste geslaan het. So. Nou, baie mense het al baie gesê oor hierdie doring in Paulus se vlees en wat dit was en wat dit nie is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dit was nie 'n siekte toestand nie. Of so iets nie. Paulus sê, dis 'n boodskapper van Satan. Die ou vertaling sê 'n engel. Was nou nie 'n engel soos 'n engel van die Here nie. It was a messenger. Dit was iemand wat 'n boodskap gehad het. Iemand wat teen hom gekom het. Nou as jy die konteks gaan kyk, en ek het nie tyd nie, en jy moet nou die konteks gaan kyk. Paulus het hierdie doring in sy vlees. Paulus was besig om te praat oor al hierdie wonderlike genades, hierdie vryheid wat ons ervaar en beleef, maar daar was diegene wat gesê het, nee, Paulus het die klits kwyt. Hulle het teen sy bediening gekom en teen sy apostelskap gekom. En hy sê, daar's 'n doring in my vlees. Hy sê, daar's 'n angel, en nou kan jy gaan kyk in Josua hoofstuk 23 vers 13, wanneer daar gepraat word oor die nasies wat teen die volk van die Here kom. Hy sê, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees, en 'n angel in julle sye, en dorings in julle oë. Ja, toe ek hierdie skrif lees, toe kry ek so 'n pyn in my oog. Maar as jy dit wil voel, hier's 'n paar dorings vanmôre. Hy praat hier van mense in Josua. Nou, Paulus sê, daar's 'n doring in my vlees, daar's 'n boodskapper van Satan, wat my met vuiste slaan. Daar's hulle wat teen my kom, daar's hulle wat teen my praat. Daar's hulle wat my bediening afmaak. Nou moet jy verstaan, onthou waar Paulus was, van waar hy gekom het, en nou is hy aan die ander kant. En ek dink ons het een keer daaroor gepraat, toe ons oor Barnabas gepraat het. Mense was nie happy, hulle wou nie Paulus sommer net invat nie, en aanvaar nie, maar nou, daar's mense wat teen hom kom. En hy sê, hierdie is 'n doring in my vlees. Hierdie mense praat teen my, en ek dink nie dit het so seer gegaan oor hulle praat teen hom nie, hulle praat teen die waarheid, want dis mense wat nou sê, nee, ons is vry, maar ons is nie so vry nie, kom ons vat maar 'n bietjie die wet ook by, en ons besny ons by, en ons doen al hierdie goed nog by, en ons maak nog so by, en ons doen dit by, en dat by. Maar ek wil hê jy moet net iets vanmôre hoor. So hierdie doring in sy vlees was mense wat teen hom gekom het, en teen sy boodskap, en teen sy woord. En ten spyte van alles wat Paulus al fisies in sy lewe ervaar het, is dit asof hierdie ding hom plat slaan. Dit is vir hom bietjie moeilik om te hanteer. Want nêrens te lees ek, toe Paulus oor in enige een van hierdie ander fisiese moeilike omstandighede was, het hy daaroor gebid nie. Maar hier, sê die skrif, Paulus het hieroor gaan bid, oor hierdie doring in sy vlees. Oor hierdie mense wat teen hom kom, teen hom praat, en sy as apostelskap. En hy gaan bid 3 keer hieroor. En nou sê 2 Korintiërs 12 vers 9, en jy ken dit so, ek gaan net vinnig hieroor. Hy sê, en hy, dis God,
het vir hom wat gesê? Lees dit bietjie, dan kan ek water drink. Sê dit bietjie, lees dit weer. My genade is vir jou genoeg. Is bietjie 'n tawwe antwoord. Here, kan U nie asseblief hierdie doring in my vlees wegvat nie? Here, hierdie mense wat so teen my praat, wat sê hoe sleg ek is en hoe dit ek is en hoe dat ek is en hoe die ander ek is. Here, kan U nie hulle bietjie uitsort nie? Stuur net bietjie daar 'n vuur van die hemel af en donder weer en bliksemstrale en take them away. My genade is vir jou genoeg. Was nie 'n negatiewe antwoord nie. Was nie 'n negatiewe antwoord nie. En ek het 3 goed hier neergeskryf en jy moet nou mooi luister of jy gaan weer moet luister of jy moet vinnig skryf. Nie elke negatiewe of moeilike omstandigheid wat ek en jy in die gesig sal staar of mee gekonfronteer word, sal noodwendig verander word of weggevat word nie. Moet ek dit herhaal, sodat jy dit weer soos 'n doring in jou vlees kan voel. Nie elke negatiewe of moeilike omstandigheid wat ek en jy in die gesig sal staar of mee gekonfronteer word, sal noodwendig verander word of weggevat word nie. Jo. Kan ek vir die tweede een gee? Oorwinning beteken nie noodwendig dat die omstandighede altyd verander nie. Dikwels kom daar oorwinning omdat ons verander. Die omstandigheid verander nie, maar die omstandigheid verander my. En dit bring oorwinning. En daarom het ons die vermoë, die ability van God nodig, sy genade, om in ons te werk, om ons te verander, om ons te versterk en sterk te maak, sodat ons die wil van God kan volbring in elke situasie en omstandigheid. Hoor jy vanmôre iets? Want elkeen van ons het in hierdie week gebid oor goed, maar ons het al klaar gebid met ons antwoord in gedagte. Of die uitkoms, of soos wat ons die saak opgelos wil hê. Maar wat as God se antwoord vir jou en my is, my genade is vir jou genoeg. Die omstandighede gaan nie noodwendig verander nie, maar jy gaan verander. Moet ons geliefdes, God het nie beloof om ons uit hierdie wêreld uit te haal nie. Nie nou nie, hy gaan eventually. Nee? Maar hy het wel beloof om vir ons die oorwinning te gee terwyl ons hier is. Want Jesus het self gesê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus, ek is nou nie 'n popular preacher nie, want niemand wil hierdie goed hoor nie. Ons wil hoor, we name it, we claim it, we frame it, en proclaim it, en dis tjik, tjak, tjoef, tjaf, en dis so.
My genade is vir jou genoeg. Want daar's 'n groter doel. God is not interested in our comfort. He's interested in our character. En Paulus het tot die besef gekom dat hy nie 'n wonderwerk van God af nodig het om hierdie hindernis te verwyder nie, maar dat hy die genade van God nodig het om hierdie hindernis te face en te oorwin. En ek het nou hier geskryf, anders as baie gelowiges in ons dag, het Paulus nie nou gedink dat God hom teleurstel nie. Hy het ook nie opgegee toe hy nie ontvang het waarvoor hy gevra het nie. Hy het ook nie gekwit omdat hy nie gekry het waarvoor hy gevra het en wat hy wou gehad het nie. Gaan vra 'n bietjie daar buite vir mense en as hulle wil eerlik wees, as hulle vir jou sê, nee, ek is teleurgesteld in God en ek is teleurgesteld in dit en ek is want ek het my eie antwoord gesoek. Sjoe, dis nou 'n ander kant van genade hierdie. Okay, kom, ek moet nou klaarmaak. Hy het nie opgegee nie. Kan ek nog een gee? Hy het nie vooraf self besluit wat nodig sal wees vir die oorwinning nie. Vir hom was dit belangrik om aan God gehoorsaam te wees. En daarom, geliefde, wanneer die genade van God deurbreek, is dit nie 'n kwessie dat ons dit deurstaan het nie. Inteendeel, dis 'n kwessie van oorwinning. Ek het hierdie ding deurstaan. Nee, jy het volhard en God het die oorwinning vir jou gegee. En daarom sê Paulus, wanneer hy verder skryf hieroor in 2 Korintiërs 12 vers 10, hy sê daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Die King James Version sê, I take pleasure. Oh, I don't take pleasure in that. Nee, Here, vat hierdie weg. Dis nie van U nie. Nee, Here, laat hierdie Nee, geen storm nie, Here. No storms, only smooth sailing, Lord. My genade is vir jou genoeg. Okay. Paulus sê, man, as ek wou roem, kon ek roem, wanneer hy aan die Filippense skryf. Hy sê, maar weet wat, al hierdie goed waarop ek kan roem, beskou ek as drek. Want ek wil eintlik Christus en die opgestane Christus in sy volheid leer ken. Ek wil hom leer ken. En daarom sê hy verder, en jy kan dit gaan lees, dan 2 Korintiërs 12, miskien maak ek jou lus om dit te lees vandag. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem. Hoekom? Sodat die krag van Christus in my kan woon. Nie my eie krag nie, die krag van Christus. Weet wat? It takes more of Christ's power in me, vir my om te sê, Here, nee, dis okay. Ek het nou gedink die antwoord is so, maar weet wat? Ek kan vaar die antwoord, want daarin lê die krag in my, wat my die oorwinning gee. Man, ek wil graag jou hier na die message toe vat. Hier is die mooiste skrif oor hierdie gedeelte. Hy verwoord dit, Eugene Peterson, bless his soul. Hy sê, Satan's angel did his best to get me down. What he in fact did
was push me to my knees. Yo. He tried to get me down. But all he did was he pushed me to my knees. I see. No danger then of walking around high and mighty. Nee, vir my is dit al 'n bietjie 'n moeilikheid om op my knieë te kom. Dit is nie so moeilik om daar te kom nie, dit is moeilik om op te kom. But you know there's no danger when you're on your knees of trying to be high and mighty. I see what it did, it pushed me to my knees. Geliefdes, die wapens van ons stryd is kragtig deur God. En een van daai wapens is gebed. When circumstances push us to our knees, en ons aan die einde van onsself gekom het, ons einde van ons krag en ons eie vermoë, en ons vir die Here vra vir genade. At first I didn't think of it as a gift, hierdie doring in my vlees, and I begged God to remove it. 3 times I did that, and then he told me, my grace is enough. My grace is enough. Wat doen ek en jy when we are pushed to our knees? We are in rebellion. Ons murmureer, ons stoei en ons roei. Paulus sê dis die beste plek. He took him a time, he prayed 3 times. Vat dit weg, vat dit weg, vat dit weg. My genade is vir jou genoeg. En ek wonder, jy hoef nou nie weer te vas hierdie week nie, maar ek wonder of ek en jy net hierdie week weer met al ons gebede, wat ons hierdie afgelope week na die Here toe gegaan het, met ons eie antwoorde en ons eie oplossings en ons eie solutions en ons eie planne en ons eie vermoëns en ons eie schemes en ons eie dreams, en net sê, Here, I'm just on my knees. Ek wil nie voorskrifklik wees nie. Ek wil nie vir u sê hoe nie. Ek wil net vir u sê dankie dat u genade vir my genoeg is. En as dit beteken dat u genade my sal sterk maak om deur hierdie storm te gaan, your grace will carry me. En as ek deur hierdie ding moet gaan, hierdie ding moet uitsien en deursien, u genade sal my deurvat. U genade sal my deurvat. En vanmôre, geliefdes, gaan ek en jy aan hierdie tafel sit. Hier's 2 dorings. Hierdie is ons dorings. Ek het dit maar die baie gemaak. En hierdie doringkroon verteenwoordig Jesus. Maar jy moet nie nou uitklats nie, jy moet nou nog luister. Nou is dit baie belangrik. Jesus bevind hom in die tuin van Getsemane en hy bid 3 keer. Ek dink Paulus het seker ernstig iets huis toe gevat. Hy bid 3 keer. Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit is eintlik 3 gebede, 3 antwoorde. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Here, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. En ek dink daai 3de gebed was daai gebed van submission. Vader, ek het u genade nodig om deur hierdie kruis te gaan.
Want as hy volkome mens was, waaroor ons laasweek en die week voor het gepraat het, as hy volkome mens was daai dorings taaf. En het hy die genade, die vermoë van God nodig gehad, sy Vader, om hom deur te dra. Ek en jy word uitgenooi om vir onsself te sterf, ons kruis op te neem en vir onsself te sterf. Every day we face it. Nie my wil nie, maar U wil. Vader, ek het U genade nodig om dit te maak. En die antwoord is, breek vir ons die broodjie, Sonja, my genade is vir jou genoeg. So whatever is pushing you, whatever is pushing you, whatever is pushing you, let it push you to your knees. Net daar waar jy sit vir 'n oomblik, sluit jou oë. Whatever is pushing you, let it push you to your knees. En ek wonder net, as jy kan, voor ons aan hierdie tafel sit, as jy in staat is om te kan, jy vir 'n oomblik net op jou knieë neersak daar by jou sitplek. As jy nie kan nie, niemand gaan na jou, jy ken jou liggaam, jou vermoë. As jy kan, vanmôre, whatever is pushing you, let it push you to your knees. It's a gift. Not at first. Not at first. Not at first. Die Hebreërskrywer sê, terwyl jy daar op jou knie is met jou oë gesluit, in Hebreërs 2 vers 9, en jy kan daai skrifte op jou blaadjie later gaan lees. Jesus het deur God se genade vir elke mens gesterf. Die Passion sê, for it was by God's grace that he experienced death's bitterness on behalf of everyone. En die Message sê, in that death, by God's grace, he fully experienced death in everyone's place. Deur die genade van God het Jesus die dood in die gesig gestaar vir jou en my, in ons plek. So whatever is pushing you, let it push you to your knees. In daai tuin het twee belangrike dinge gebeur. Toe Jesus op sy knieë was, eerstens, dit was sy totale oorgawe aan die wil van die Vader. En terwyl jy daar op jou knieë is, wil jy nie vanmôre sê, Here, ek gee oor aan 'n totale oorgawe aan U wil. En tweedens het Jesus daar vir God die Vader gevra vir sy krag, sy vermoë om daar die kruishout te deurstaan. Vra vanmôre vir die Here terwyl jy op jou knie is, om vir jou die krag te gee, om jou kruis op te neem, vir jouself te sterf, en toe te laat, dat sy genade vir jou en my genoeg sal wees. Here, ons staan vanmôre op ons knieë voor U.
Here, dis die beste plek. It's a place of submission. Maar Here, ons staan nie vanmôre op ons knieë met ons eie antwoorde, ons eie idees, ons eie planne nie. Ons kom vanmôre voor U, want ons het al klaar ons idees, ons planne, ons antwoorde vir U gegee en gebid. Vanmôre kom staan ons net op ons knieë voor U en ons sê vanmôre, ons gee oor. Ons gee oor aan U wil. Ons vra vir U krag, U genade, om te kan volhard. Want U genade is vir ons genoeg. Here, dankie dat ons vanmôre aan hierdie tafel kan sit, 'n tafel van oorwinning, 'n tafel wat ons uitnooi, tafel van genade. Dit is nie 'n instelling van 'n mens of van 'n kerk nie. Here, U het dit ingestel. En dankie dat ons vanmôre die voorreg het om daaraan te kan sit, te kan herdenk dit wat U vir ons kom doen het. En in daai selfde oorwinning te kan opstaan en weet, ons krag, ons oorwinning lê in Christus. U is ons geregtigheid. Ons staan volmaak in U. Word U nou verheerlik in ons en deur ons. In Jesus naam. Amen.